Exodus, hoofstuk 21. Jy moet die volgende regulasies aan die Israeliete voorhou. 'n Hebreëse slaaf wat jy met geld gekoop het, mag slegs 6 jaar vir jou werk. Jy moet hom egter in die 7de jaar laat vrygaan, sonder enige betaling. Jy moet hom alleen laat vrygaan as hy enkel lopend was toe hy vir jou begin werk het, maar as hy 'n vrou gehad het, moet sy saam met hom vry weggaan. Indien jy vir hom 'n vrou gegee het, en sy vir hom kinders in die wêreld gebring het, moet hy alleen vry weggaan, want sy vrou en kinders behoort aan jou. Sou die slaaf egter sê, ek wil nie weggaan nie, want ek hou van my eienaar en het my vrou en kinders lief, dan moet sy eienaar hom na die heiligdom bring. Die eienaar moet dan 'n els neem en die slaaf se oor by die deur of deurkusyn van die heiligdom deurboor. Die slaaf moet dan vir die res van sy lewe vir hom werk. Die Hebreëse dogter wat as slavin verkoop is, mag nie soos manlike slawe vrygelaat word nie. Veronderstel hy het haar vir homself gekoop, maar dat hy nie tevrede met haar is nie. Hy moet dan toelaat dat sy vrygekoop word. Hy mag haar nie aan 'n ander volk verkoop nie, omdat dit neerkom op kontrakbreek. En as hy haar vir sy seun gekoop het, moet hy haar behandel soos 'n skoondogter. Indien hy later met nog 'n vrou trou, moet hy steeds aan al haar behoeftes, soos kos en klere omsien en by haar slaap. Sou hy versuim om aan haar behoeftes te voldoen, moet hy haar verniet laat weggaan. Indien 'n man 'n ander mens so slaan dat hy daarvan doodgaan, moet hy beslis ook doodgemaak word. Maar indien dit per ongeluk was en God dit oor sy pad gebring het, dan sal ek vir jou 'n veilige plek aanwys waarna toe hy moet gaan. Maar sou hy iemand met opset doodmaak, moet hy beslis ook doodgemaak word, al hou hy aan die hoeke van my altaar vas. Iemand wat aan sy pa of sy ma slaan, moet beslis doodgemaak word. Iemand wat 'n ander mens ontvoer, moet beslis doodgemaak word. Dit maak nie saak of hy hom verkoop het en of hy steeds in sy besit is nie. Iemand wat sy pa of sy ma vloek of vervloek, moet beslis doodgemaak word. Wanneer 2 mans in 'n geveg betrokke raak en die een die ander met die vuis of met 'n voorwerp so slaan dat hy bedlêend word, moet die een wat geslaan het vrygespreek word indien die ander persoon later van sy bed af kan opstaan en met sy kierie buite rondloop. Hy moet egter vir daardie persoon se verlies aan inkomste vergoed en medies bystaan totdat hy heeltemal gesond is. Indien iemand sy slaaf of slavin met 'n voorwerp so slaan dat hy doodgaan, moet hy beslis ook doodgemaak word. Maar indien daardie slaaf of slavin 'n dag of wat later nog leef, moet hy vrygespreek word, want die slaaf is sy eiendom. Wanneer 2 mans in 'n geveg betrokke raak, en hulle dan tydens die striweling 'n swanger vrou so beseer dat haar kind te vroeg gebore word, alhoewel daar nie ander beserings is nie, moet die skuldige beslis die boete wat aan hom opgelê is aan haar man betaal. Die boete moet bepaal word deur die regters. Indien daar wel ander beserings is, geld die volgende voorskrif. 'n lewe moet vir 'n lewe gegee word. 'n oog moet vir 'n oog gegee word. 'n tand moet vir 'n tand gegee word. 'n hand moet vir 'n hand gegee word. 'n voet moet vir 'n voet gegee word. 'n brandwond moet vir 'n brandwond gegee word. 'n wond moet vir 'n wond gegee word. En 'n neusplek moet vir 'n neusplek gegee word. Indien iemand sy slaaf of slavin op die oog slaan, sodat hy dit beskadig, moet daardie slaaf of slavin vry weggaan as vergoeding. Indien iemand sy slaaf of slavin se tand uitslaan, moet daardie slaaf of slavin vry weggaan as vergoeding. As 'n bees 'n man of vrou so stoot dat daardie mens sterf, moet daardie bees beslis doodgemaak word deur dit te stenig. Die vleis van daardie bees mag glad nie geëet word nie. Die eienaar van die bees is in hierdie geval onskuldig. Indien die bees reeds van tevore stooterig was en die eienaar daaroor ingelig is, maar hy hom nie veel daaraan gesteer het nie, en dit dan 'n ander man of vrou doodmaak, moet die eienaar saam met die bees doodgemaak word. Indien hy wel 'n boete opgelê word, moet dit beskou word as 'n losprys vir sy lewe en hy moet die volle bedrag betaal. Hierdie bepalings geld ook vir wanneer dit 'n seun of 'n dogter is wat gestoot is. As die bees egter 'n slaaf of slavin so stoot dat daardie slaaf of slavin doodgaan, moet 'n boete van 30 sikkel silwer aan die eienaar van daardie slaaf of slavin betaal word. Die bees moet ook doodgemaak word deur dit te stenig. Wanneer 'n bees of 'n donkie in 'n put val wat oopgemaak is en nie weer daarna bedek is nie,
moet die nalatige eienaar van die put skadevergoeding betaal aan die eienaar van daardie bees of donkie. Die karkas van die dier sal dan syne wees. Indien iemand se bees 'n ander persoon se bees so stoot dat dit vrek, moet hulle die dooie dier onder hulle verdeel. Die lewendige dier moet verkoop word en die geld moet ook onder hulle verdeel word. As die bees egter tevore al stooterig was en sy eienaar versuim het om dit op te pas, moet hy 'n ander bees gee as vergoeding vir die bees wat gevrek het. Die dooie dier sal syne wees.